Een van die Engelse parafrases weer in Afrikaans oorgesit, klink Efesiërs 3 vers 18 tot 19 so: Ek bid dat julle die onbeperkte omvang van God se liefde mag ervaar, die breedte en lengte en die uiterstes van sy dimensies in diepte en hoogte. Ek bid vir julle dat julle die liefde van Christus op die diepste moontlike vlak intiem sal leer ken. Ons God word in die Bybel met die mees aangrypende, eintlik onverklaarbare begrippe beskryf. Die rebelse profeet Jona getuig teenoor God so in hoofstuk 4 vers 2: Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. Maar hy het nie hierdie lofbetuiging self uitgedink nie, dit kom van God af. In Eksodus 34 vers 6 en 7, toe Moses op die berg Sinaï God se aangesig gaan soek het vir die tweede uitgawe van die 10 gebooie, jy onthou mos hy die eerste stel stukkend gegooi, daar lees ons, dit was God se eie woorde, sy eie beskrywing van homself. Daar staan, terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Maar nou hier is die beste nuus van alles. Kinders van die Here moet hierdie volgende woorde baie mooi verstaan, en ek pleit by jou, maak dit jou eie as jy nog nie het nie. God het jou nie lief gekry op grond van enige iets wat jy gedoen het nie. Hy het jou nie lief gekry toe jy die slag tot bekering gekom het nie, selfs ook nie net voor jy tot bekering sou kom nie. Paulus skryf tog in Romeine 5 vers 8 dat God ons lief gehad het toe ons nog sondaars was. God het jou inderdaad lief gehad al voor jou geboorte. Gaan lees maar Psalm 71 vers 6. Maar God het jou ook nie eers op Golgotha lief gekry nadat Jesus die prys in jou plek betaal het nie. Jesus het nie nodig gehad om vir ons liefde te koop by God nie. Maar dit is ook nog nie die omvang van God se liefde nie, want in Efesiërs 1 vers 4 skryf Paulus dat God ons liefhet reeds van voor die skepping af. Ja, van voor die grondlegging van die wêreld af, toe hy nog geen mens geskape het nie. Toe het God mense uitgedink, oor sy toekomstige familie gedroom. Toe het God ook vir jou uitgedink, en hy het dit in die volle omvang van sy liefde gedoen. Want God het nie net lief nie, God is liefde. En omdat hy jou al voor die skepping lief gehad het, gaan hy nie ophou om jou lief te hê, net omdat jy 'n swak geestelike selfbeeld ontwikkel het nie. Jesus Christus bevestig hierdie waarheid vir ons in Johannes 10 vers 28 tot 30. Hy sê, Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Kom ons bid saam. Here, hierdie liefde wat U vir ons het en al vir ons van voor die grondlegging van die wêreld af het, is ver bo ons begrip en verstand. Help elkeen van ons om dit nie net te glo nie, maar dit te omhels en daaruit te lewe. Dankie dat U ons liefhet, dat U ons oneindig liefhet. Amen.